van Aintjie en haar eggenoot. En die vuislanery by Hoekom Baai, waar die hare soms kon waai. Die liefdesdriehoek het daar begin, sonder dat Aintjie dit kon raai. Piet was daarom toch die prokureur, maar die dikster was Maraai. Ai, Maraai, die dikster van Hoekom Baai. Ai, Maraai, haar liefde het haar verraai. Wel, Piet was ryk en het 'n sportkar gehad, en meisies het kantig kom vra om raad. Aintjie het 'n kans geduldig afgewag, om hom net eenmaal op heterdaad te trap, en eenmaal terwyl die skemer daal. Piet was laat, glo werk om en taal, het Aintjie besluit om 'n draaitjie te gaan ry, en toe vang sy Piet 'n Maraai aan die vry. Ai, Maraai, die dikste van Hoekom Baai. Ai, Maraai, haar liefde het haar verraai. Maraai en Piet was sprakeloos, Aintjie was regtig baie boos. Toe dam sy maar die tweekies by, maar opstopper kom jy nêrens beter kry. Ja, Aintjie is toe weg, sak en pak, Maraai sit vandag nog op die rak. Piet is alleen, hy's afgedak, hy slaap op 'n bank in Joeberpark. Ai, Maraai, die dikste van Hoekom Baai. Ai, Maraai, haar liefde het haar verraai. Ai, Maraai, die dikste